Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart. Jy luister hierna op 'n podcast. Jy sal hoor my stem is redelik jes. Alles te kyk hierna op 'n YouTube kanaal. Maar baie welkom aan al ons luisteraars, ons kykers. Ons gesels in hierdie reeks al, dink Karen vir 92 episodes al oor families en die besighede waarin hulle saam is en dan die wysheid wat hulle nodig het in al die welvaart wat hulle in die proses akkumuleer. So, dis vir ons baie lekker om hierdie nou al vir, ek dink, die beste deel van 2,5 jaar te kan doen. Karen het al enkele episode saam met my gedoen, die van julle wat na ons episode van 2-3 weke teruggeluister het Karen ook saam met my aangebied. Karen Lategan, baie welkom. Dankie. Ek is Willem Lategan, ja, die feit dat ons dieselfde van dra, ons is nie broers en susters nie, dit beloof ons julle. Ons is man en vrou wie hierdie werk al vir baie jare so saam doen. Maar ja, Karen, ons hou baie daarvan om met families en besigheid te werk. Karen kom baie meer uit die agtergrond van die gedragswetenskappe, uit die sielkunde, terapie, berading, die tipe van goed, ook teologie. Ek kom meer uit die agtergrond van finansies, familiebesighede, hulle strategieë, ja, ek het ook 'n meestersgraad in teologie soos Karen. So ons hou daarvan om daai diepte ook na ons werk te probeer bring. Maar ja, ons is in 'n baie lekker tema of vir 'n tyd waar ek en Karen oor verskillende goed gesels. So ons het oor genogramme al gepraat. So as jy daai episode gemis het, luister daarna. Gesels oor broers en susters saam in 'n familiebesigheid en hulle verhouding onder mekaar. Karen, waaroor het ons die vorige keer gepraat? Oor hoe om ons kommunikasie beter te maak in ons familiebesigheid. Ja, so episode 91 gaan luister gerus daarna as jy dit gemis het. Maar ja, wil jy vir ons kykers en luisteraars sê, waaroor kan hulle vandag hopelik leer? Ja, oor konflik en konflik in familiebesighede en ons weet maar, dit is maar die een groot woord wat maar omtrent altyd iewers voorkom. So dit is 'n groot ding. Dankie. Ons gaan julle nie leer hoe om konflik te hê nie. Dit gebeur sommer van self. Ons gaan julle eintlik leer hoe om konflik te kan hanteer. So gelukkige families, families waar daar gesonde konflik in is families wat 'n sterk familiefaktor het. Nou, hierdie is 'n term wat 2 praktisyns, maar ook akademici, man met die naam van Doug Baumel en dan sy kollega Blair Tripp ontwikkel het. En ons gaan later in die episode, ons gesprek met julle, gaan ons bietjie hierdie hele gedagte van wat 'n familiefaktor is, gaan ons bietjie uitpak. Maar die basiese beginsel is, as jy wil weet wat 'n familiefaktor is, wat 'n familie 'n beter kans gee om beter deur konflikte kan kom, moet jy die volgende vraag kan antwoord. En dit het met jou familieband te doen. En die vraag is jou familieband sterk genoeg om kompromieë te kan aangaan, as julle van mekaar verskil, om mekaar te kan vergewe, as daar goed in die verlede verkeerd gegaan het, en ook om 'n verbintenis te maak of toewyding te toon aan verandering wat nodig is om 'n pad vorentoe saam te stap. So as jou vraag op hierdie, of jou antwoord op hierdie vraag, in al 3 gevalle ja is, en jy sê ja, ons gaan kompromieë aan om mekaar te ontmoet, ons deel met die verlede deur mekaar te vergewe, en ons verbind onsself om te vernuwe, te groei en te verander, dan is die kans dat jy 'n goeie familieband het en dat jou familiefaktor hoog is, baie groot. As jy nie op meeste van hierdie goed antwoord, is jou familieband jou waarskynlik nie sterk nie. Goed, so die familiefaktor is hierdie gom wat verskillende, kom ons sê nou maar, persone, groeperinge, faksies, wat jy het ook al wil noem, binne die familie en die besigheid bymekaar hou, waar daar dalk in die verlede konflik ontstaan het, en partye het seer gekry,
en families is bereid om daarmee te werk, mekaar te vergewe, dan kan mens selfs goed wat in aanhalingstekens gebreek is, in 'n familiebesigheid regmaak. Maar goed, so, dis nou goed om te sê wat die familiefaktor is. Maar hoe sal jy sê, Karen, bou families en besigheid 'n sterk familiefaktor? Ek dink dit is so verskriklik belangrik om 'n familie se storie te verstaan. En om te weet hoe het hierdie familie gekom tot waar hy vandag is. Waardeur is my oupa en my ouma en my pa en my ma, of hulle voorsate, om vir ons te kan laat geniet wat ons vandag geniet. En ek dink wanneer 'n mens daai storie begin verstaan en jy vorm, dis deel van jou DNA, dan besef jy, jy weet, hier is iets kosbaars hier, iets wat ons nie sommer net kan laat gaan nie, iets wat ook 'n legacy vir ons kinders en ons nageslag is. Ja, en wat jy moet werd is om voor te beklei. So Verseker. waar Karen hier verwys is die eerste element om 'n familiefaktor te bou, en dit is dat ons moet genoeg gedeelde geskiedenis hê wat die moeite werd is om voor te beklei. Die tweede ding is, as mens nou van die verlede af in die toekoms inkyk, moet ons 'n sterk gemeenskaplike visie of gedeelde visie wat ons saam in die toekoms invat. En die derde element hier is vertroue. Vertroue, ja. So ons gaan na al drie hierdie elemente in ons gesprek kyk. So kom ons verstaan hierdie verskillende komponente. Die eerste een hiervan is die gedeelde geskiedenis. En soos Karen hier gesê het, dit vorm deel, die basis eintlik van al hierdie verhoudings. Waar oupa 50 jaar terug die besigheid begin het, en hoe hy en ouma eintlik uit niks uit hierdie besigheid, uit die grond uit opgebou het, en waar pa en ma en oom en tannie later bygekom het, al hierdie plakboeke, stories, foto's, al daai tipe van goed, het te doen met hierdie gedeelde geskiedenis. So, jy kan byvoorbeeld dink, hoe julle mekaar as familielede in die besigheid leer ken het. Hoe jy miskien as iemand van buite in 'n familie ingetrou het en deel geraak het van daai familie. En die stories is nie altyd ook net goed nie. Ja, nee, Partykeer is daar baie partymal. slegte goed wat gebeur, mense raak siek, mense is nie meer vandag saam met die familie nie as gevolg van siekte of slegte rampe wat 'n familie Egskeiding, dood, daar's soveel goed, en net om deur al daai goed saam te gekom met kinders wat miskien gebore was in die familie wat miskien, uitdagings gehad het met hulle gesondheid en so meer, maar goed wat 'n familie gehelp het om te stiek by mekaar en te weet waar hulle vandag is. Dit is die stories wat mense by mekaar hou. Ja, gedeelde ervarings, lekker Kerstye in die Bosveld of by die see, al hierdie herinneringe wat ons moontlik saam koester. Maar ja, die lief en leed daarvan. Goed, die tweede deel van hierdie eerste stap is, kyk ons in die toekoms in, en dan sê ons, het ons 'n sterk genoeg band onder mekaar, en 'n visie wat ons saam in die toekoms in sal dra. So, wanneer familie wees, of hierdie familiefaktor vir families belangrik is, en hulle kyk saam na die toekoms, en hulle sien, dat hulle, as hulle by mekaar sou bly, gaan hulle baie meer in die toekoms kan vermag, as wat elkeen sy onderskeie pad gaan, dan is dit gewoonlik iets wat 'n familie kan motiveer, om saam die toekoms aan te durf. Goed, die derde belangrike, kom ons sê, spil waarom hierdie eenheid in die familie draai, is hierdie belangrike woord vertroue. Nou, mens kan die vraag vra, wat is vertroue? So as ek jou tromp op in die straat net sal loop, Karen, ek sê vir jou, maar sê vir my, wat is vertroue? Wat gaan jy vir my sê? Ek sal sê, dit is iets waarin, jy sal glo ek jou nie sal teleurstel in nie. Jy weet, iets waarin jy kan my onvoorwaardelik kan weet, jy kan aan my glo. Iets wat ek jou nie sal te na aankom nie. Ek het nog nooit iets gedoen wat jou teleurstel nie. So jy kan jou vertroue in my sit daarvoor. Jy weet, ek sal dit dik en dun by jou staan. Ja, jy kan daarop staat maak, jy kan daarop bereken. So, vertroue het 'n klomp verskillende dimensies. So, ek vertrou jou omdat ek van jou hou. Ek vertrou jou omdat ons waardes in lyn is met mekaar. Ek vertrou jou omdat ek veilig voel by jou. Maar dan, hierdie ander element wat Karen uitgelig het hier, soos, ek vertrou jou, omdat jy deur jare 'n groot mate van betroubare voorspelbaarheid in jou gedrag gebring het. So as jy sê jy gaan ding doen, dan doen jy dit. As jy sê jy het my rug, dan gaan jy in die Engelse woord cover vir my, jy gaan my nie in die rug steek nie. En daai tipe van goed. So voorspelbaarheid is 'n belangrike definisie
vir vertroue in familiebesighede, dat mense op mekaar kan reken en dat hulle nie wispelturig is nie, dat hulle gedrag weet redelik kom ons sê voorspelbaar is, dat mense kan weet wat om van die individu te verwag. Goed, die tweede stap in hierdie proses waar ons hierdie familiefaktor sterker probeer maak om beter met konflikte kan hanteer is, die familie moet by mekaar kom en gaan sê, maar kom ons evalueer die vlak van ons familiefaktor. Met ander woorde, hoe sterk is hierdie gevoel van eensgesindheid onder ons? En ons kyk na hierdie 3 elemente dan afsonderlik. So kom ons kyk na die gesamentlike geskiedenis en dan kan jy sekere vrae vra. Hoe het julle saam groot geword? As die familie oorgaan van die ouers na die broers en susters. Ons praat in familiebesigheidsbeplanningstaal van die founder stadium in die familiebesigheid na die sibling partnership. Met ander woorde die vennootskap waaronder broers en susters is om hierdie besigheid vorentoe te vat. Hoe het julle saam groot geword? As ons kyk na ons gedeelde visie, moet mens sê, is hierdie verbondenheid, hierdie eenheid wat ons onder mekaar voel, sterk genoeg dat dit ons saam in die toekoms in sal vat. So, is goed soos om sekere vakansies, 'n paar dae saam as familie te spandeer, belangrik. So sekere gebruike, instellings wat ons oor die jare as familie saam gebou het, in belangrike tye van die jaar, soos Kerstyd, Paastyd, wintertyd op die plaas, wanneer mense saam jag, of wanneer ook al, eenmal elke paar jaar saam oor see gaan, wat dit mag wees vir families om by mekaar te wees, is dit baie belangrik om te sê, ons sien 'n toekoms saam, en hierdie toekoms saam is vir ons so belangrik, dat ons nog steeds gaan tyd maak, om hierdie tradisies te beskerm en gereeld by mekaar uit te kom. Goed, so dan moet jy vir jouself ook die vraag vra, veral soos vir die familie groter word, en die familiebesigheid gaan oor van die tweede na die derde generasie, van die sibling partnership na die cousin consortium toe, nou sit nie net broers en susters nie, nou sit neefs en niggies saam in die besigheid. Weet, gaan die mense sê nie, jy sê familie raak nou te groot, dit raak moeilik om hierdie tradisies voor te sit. Dis belangrike vrae wat mense moet oorgesels, oor hoe hulle hierdie gedeelde visie vir die toekoms vorentoe sien. En dan moet mense hulle vlakke van vertroue gaan meet. So ek weet nie of jy bietjie meer hieroor moontlik wil sê nie. Hoe kan ons vertroue teenoor mekaar evalueer of toets? Ek dink dit is om goed saam te doen en uitkomste daaruit te kry en weet ek wat nou spesifiek uit mental health uitkom, dit is so belangrik om seker te maak ook by jouself, weet dat jy, wanneer jy in 'n familie is, veral in 'n groot sterk familie, dat jy na daai tipe goed kyk, want goed kan so maklik skeef gaan en dan stel jy mense om jou te leer met goed wat jy eintlik op 'n sekere manier self kon bestuur het. Jy weet so, wanneer mense sien, jy vat verantwoordelikheid vir jouself oor sekere goed. Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek in dit. As jou eie geestesgesondheid, maar dan ook jou verhouding met ander mense. Ander mense om, As jy die episode oor die genogramwerk gemis het, gaan gerus terug en gaan kyk na daai episode. Ek dink genogramwerk wys vir ons juis nie net hoe ons verbind aan mekaar in 'n familiebesigheid op die vlak van 'n stamboom nie, maar ook hoe lê ons onderlinge verhoudings. En as die verhoudings onder druk is, met ander woorde waar daar miskien in die verlede mense jou vertroue geskenk het, waar miskien vertrouensbreuke tussen jou en mense is dit 'n spasie waar mense dit kan regmaak. Ek weet die mense hoor tog so baie as ons familiebesigheidsbeplannings doen en daar's nou regtig konflik in die families waar mense saam besigheid wil wees, maar hulle wil tog net nie as familie saam goed doen nie, jy weet, en hulle is ook nie bereid om deur hierdie goed te werk nie. So wat 'n toekoms het so 'n familie? Wat 'n toekoms het so 'n familie vorentoe as families nie met mekaar wil praat nie bereid is om deur goed te werk nie. Hulle vertrou mekaar nie en al hoe vertroue gebou kan word is om jou voet uit te sit en moeilike areas te gaan betree en net dit te begin doen. Dit is belangrik. Absoluut. So as 'n familie byvoorbeeld 'n goeie struktuur het, hulle hou gereeld familiebyeenkomste, vergaderings, hulle het dalk 'n geskrewe beleid, soos 'n grondwet, weet hulle prosesse is deursigtig, hulle het goeie bestuurstoesig. Ja, dan is dit heel waarskynlik dat vertroue redelik hoog kan wees. Ook in die vlak van voorspelbaarheid, waar dat mense kan weet, daar's bepaalde ritmes, weet binne in die familie en die verhoudings waarop ons kan staat maak in die toekoms. Goed, ons gaan op hierdie punt vinnig 'n handelsflitsbreek neem.
Dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Besoek gerus hulle webwerf by rig.ac. Ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Goed, ons is terug. Ek het vir Karen later gaan saam met my Karen waaroor praat ons hierdie week. Om konflik in ons familiebesigheid beter te verstaan. En ons het in die eerste helfte van ons gesprek gesê hoe belangrik dit is om op die familiefaktor, dit wat families bymekaar hou, te fokus wanneer ons met konflik binne 'n familiebesigheid wil werk. Goed. So ons het ook stilgestaan by 2 stappe. Die vorige stap 2 was dat jy seker goed moet evalueer wanneer dit kom by jou familiefaktor. Die derde stap is waar ons hierdie familiefaktor eintlik intentioneel begin bou. Ja. So met verloop van tyd groei families, generasies raak meer, hoeveelheid mense in die familie en die besigheid raak potensieel meer. Familie begin welvaart bou. En dan raak dit net soveel meer belangrik om baie intentioneel aan die familiekant van die besigheid te werk en seker te maak dat bande sterk is. So as familie nie hier intentioneel is nie, dan kan hulle baie maklik hierdie visie om saam as 'n familie en besigheid te wees, verloor of sê nee, Jessie, hierdie raak te veel werk, dis te moeilik, en dan gaan mense tipies hulle onderskeie paaie, en dan breek familiebesighede baie keer op. Goed, so ons kan vrae soos, hoe het ons grootouers ons lewens beïnvloed, wat se impak het dit op ons visie om saam in besigheid te wees. Ja, en ons moet hierdie storie op 'n klomp maniere vertel. Hoe doen families dit tipies, Karen? Hulle doen dit deur plakboeke te maak, of video's te maak, om stories te skryf, om die stories self oor te vertel vir die kleinkinders, op familiebyeenkomste. Fotoalbums. Ja, fotoalbums, en om seker te maak, kinders ken die storie. En dit is so belangrik om dit te doen, en 'n mens moet onthou, wanneer die ouer mense wat regtig die stories ken, en al die detail daarvan ken, wanneer die stories nie oor vertel word nie, en hulle is data nie meer daar nie, dan gaan 'n groot deel van die geskiedenis verlore. En dis gewoonlik wanneer 'n mens nie weet waar jy vandaan kom nie, dat jy ook nie met iets vorentoe wil gaan nie, maar wanneer jy weet waar jy vandaan kom, is dit jou wortels, en dan wil jy deel wees van daai sukseswortels. Verseker. So die tweede deel hierso is om 'n gedeelde visie te bou. Dus mense moet baie intentioneel wees. So net soos wat jou besigheid, familiebesigheid veral opvolgplanne het, 'n strategiese plan het, koöperatiewe visie, missiestelling, al hierdie tipe van goed, moet mens proaktief wees om hierdie gedeelde visie, nie net vir die besigheid nie, maar ook vir die familie saam in besigheid te bou. Dis hoekom ons in ons beplanningsproses met families en besigheid 'n parallelle beplanningsproses doen, waar ons nie net op besigheidsstrategie fokus nie, maar ook op familiestrategie. Ja. So, sekere vrae wat ons kan vra om hierdie gedeelde visie sterker te maak is, sien jy dat julle oor die volgende 10 of 20 jaar as familie nog aan mekaar verbind gaan wees, as julle saam in die toekoms kyk? Watter gedeelde eiendomme soos bates, 'n bosveldplaas, 'n vakansiehuis by die see, vir die volgende generasie nog beskikbaar gaan wees, waar hulle verder saam wonderlike memories kan bou, en hoe kan dit bydra, nie net tot hierdie geskiedenis wat ons saam bou in die familiebesigheid nie, maar ook in ons welstand, en ook in belang van ons verhoudings wat ons het. Feesdae dalk, vir die familie saam vier, Kerstye om die groot familietafel, daai tipe Ja, en ek dink jy weet veral om weer terug te kom na die parallelle program wat jy van praat, van die besigheidsstrategie, die familiestrategie. Nie alle kinders kom werk eendag in die besigheid nie. En as jy hulle nie betrokke hou op die familiestrategie vlak nie, dan verloor jy hulle langs die pad. Jy weet, en dit is ongelooflik belangrik om daai twee bymekaar te bring, en mense wat dalk nie in die familie in die besigheid betrokke is, nie op die familiestrategie betrokke te kry, en hulle kan wonderlike rolle daar vertolk, om die familie bymekaar te hou, en met hulle waardes, gaan alles te werk wat daarmee betrokke is. Ja, so 'n verder belangrike praktiese goed rondom hierdie gedeelde visie is dat
familielede saam troues bywoon, begrafnisse bywoon, groot vierings, oupa en ouma se 50ste, kom ons sê bruilofsviering, daai tipe van goed. So ons wil seker maak weet watter stories wil ons intentioneel bewaar om oor te dra na die volgende generasie. Die goeie en die slegte stories waaruit ons dalk kan belangrike lesse leer. En dan ook wat se belangrike tradisies wil ons binne die familiebesigheid voortsit. Al hierdie goed bou sterker aan hierdie sin van eenheid in die familie of die familiefaktor, wat die kans dat familie deur konflik gaan net soveel beter maak. Die derde element hier is om vertroue te bou. En mens kan vertroue baie vinnig afbreek. Het vat tyd om vertroue te bou, maar mens moet daai tyd neem om dit te bou. So hier moet individue seker maak dat daar genoeg voorspelbaarheid in hulle gedrag en optrede teenoor mekaar is, maar hulle moet ook die stelsel kan vertrou. Dat die stelsel billik en regverdig is en dat die stelsel nie om een of ander rede sal teen hulle diskrimineer, omdat hulle of te oud is, of te jonk is, of 'n man is, of 'n vrou is, of wat ook al nie. Die stelsel moet betroubaar wees. Goed, so ons kom aan die einde van hierdie episode, ons wil vinnig saamvat. So sodra jy duidelikheid kry oor julle familiefaktors se sterkte, weet hoe robuus dit is, hoe sterk julle strukture, weet binne die besigheid is, raak net vir julle al hoe makliker om hierdie saam te bewaar en in die toekoms in te dra. Dan het julle iets om voor te beklei en regtig, as mens nie daarvoor beklei nie, kan 'n mens dit verloor. Families kan ook hulle governance verbeter, hulle bestuurstoesig, om hierdie strukture te skep, sodat daar deursigtigheid en vertroue in die strukture is. En soos wat die generasies bykom en die familie groter raak, en eintlik die familiebesigheid potensieel ook groter raak, is dit baie belangrik om hierdie opkomende generasie, die rising generation, by 'n klomp familieaktiwiteite te betrek, dat hulle ingelig is oor wat binne die besigheid aangaan. En die van hulle wat dan saam met ons wil kom werk, en vir wie daar dan eendag rolle of plek in die besigheid is, dat ons hulle op meriete kan oorweeg en dan kan aanstel binne in die besigheid. En hulle dan so deel kan maak ook. En op daai manier ook familiebande en die familiefaktor sterker kan maak. En ek dink ook daar, ekskuus om jou dit in te voeg, maar ek dink is belangrik om ook daar kinders van 'n jong ouderdom af alreeds die liefde vir die familiebesigheid te leer. Of dit nou 'n besigheid is buite 'n plaas of dit boere is wat op 'n plaas is. Weet jy kan nie eers 'n kind op 18 blootstel aan nou kom hy vir die eerste keer kyk wat in die besigheid aangaan, of nou ry jy met hom rond vir die eerste keer, moet hy nou in 'n pakstoor gaan ingaan nie. Hy moet van kleins af daar wees om die liefde te leer van dit wat hy eendag moet gaan doen. Want dit is hoe hy gaan voel, hy's deel van iets. En ek dink ook veral met die familiestrategie wat ons bou, is dit om hierdie goed te vat en op 'n praktiese manier vir kinders verstaanbaar te maak in hulle eie taal, wanneer ons missies en ons visiestellings het en ons waardes het, dit vir hulle in 'n taal te vertel wat hulle verstaan. Verseker. En sodat hulle kan deel vorm van die proses. Ja, en dis nie net hy nie, dis ook sye wat betrokke moet raak in die besigheid. Goed. Maar ja, so as die generasies wat kom 'n sterk begeerte het om deel te wees van die besigheid en die familie en die proses lekker veerkragtig raak, dat hulle sê, maar al gaan ons deur moeilike tye, ons wil deur hierdie moeilike tye eintlik deur dik en dun by mekaar staan, dan is die familiefaktor sterk en dan kan familiekonflik gewoonlik baie beter trotseer. Goed, so dit bring ons dan aan die einde van hierdie episode, langer episode, maar ek dink 'n baie belangrike episode om na te luister. Ons het 'n baie oulike aanlyn kursus oor konflikbestuur al 2-3 jaar terug ontwikkel. So julle kan ons webwerf toe gaan, julle kan ons School of Wisdom, ons skool van wysheid vir welvaart gaan, en daar kan jy gaan inskryf vir ons konflikbestuur kursus, dis gratis. As jy klaar is, dan kry jy 'n sertifikaat. Hierdie is Karen se sertifikaat, wat sy nou onlangs die kursus weer deurloop het. Dalk jou indrukke van die kursus, Karen? Ja, ek dink dit is baie prakties, ek dink dit gee vir 'n mens lekker praktiese raad. Om 'n mens te help met elke dag se goed wat op jou pad kom in jou families. En ek dink dis 'n boei waarna toe mens spesifiek in familiebesighede na toe kan gryp.
So as jy van ander familiebesighede weet, lei hulle na hierdie kursus, kyk dit self, stuur julle sertifikate vir ons aan en ons sal baie graag julle terugvoer wil hoor. So daar's 'n klomp ander baie insiggewende kursusse. Al ons vorige episodes lê aanlyn, so as jy enige van hierdie gemis het, gaan kyk op ons verskeie kanale, onder andere ook in die Skool van Wysheid vir Welvaart, ons YouTube kanale, ons podcast kanale. Goed, ons gesels volgende keer, ek dink ek praat met Niels dan in episode 93 Karen oor hoe ons dialoog kan gebruik om ons familiebesighede te versterk. So, as jy hierdie gesprekke geniet, kyk uit vir daai episode en ons sal julle graag dan saam met ons dan weer aanlyn ontmoet. Hier's 'n QR-kode op die skerm as jy op YouTube kyk wat jy kan inskandeer. Dit vat jou na ons familiewyse welvaart, oor 'n mini webwerf. Daar's al die kursusse en episodes en artikels en televisieonderhoude en nog wat jy na kan kyk. Waar kan mense ons per e-pos bereik? By info@rig.ac. Doodreg, ons webwerf rig.ac, gaan geloer gerus daar. En baie dankie dat julle vandag by ons ingeskakel het. Maak gerus oor 2-3 weke wees so. Dankie Karen. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.